Goeiemôre. Ons kyk vandag na die 4de deel van hierdie week se tema. Die tema vir hierdie week is eenheid in die liggaam van Christus. Ons het gesien vroeër in die week hoe belangrik dit is dat ons eenheid nie gebou is op menslike ooreenkomste nie, maar dat dit gebou is in ons geloof in Christus, want hy het vir ons die fondasie daar gestel. Dit is vir hom wat ons in ons lewe betrokke moet kry, en ons moet betrokke raak in sy liggaam. Ons het ook gesien hoe ons in ons eie lewens kan identifiseer as ons enige onvergifnis dra, siende dat onvergifnis een van die grootste struikelblokke is tot 'n eenheid in die liggaam. Ons het gister gesien 'n paar praktiese wenke van hoe ons kan deel met onvergifnis in ons lewens. En ons gesien dat daar so sekere dinge is wat ons self kan doen om ontslae te raak van daai onvergifnis, omdat dit is wat die Here van ons verwag. Vandag gaan ons kyk na twee aspekte wat baie nou verband het met gister en gister se gedeeltes. Ons kyk vandag na hoe om ander te help om onvergifnis te oorkom. Ons moet identifiseer as daar iemand is vir wie ons omgee wat onvergifnis ronddra, omdat dit in hulle lewens ook net soos in ons lewens 'n negatiewe invloed gaan hê. Ons vra die Here dat hy vandag vir ons sal seën in hierdie gedeelte ook. Ons doen nie hierdie om vir ander mense te wys op hulle foute nie. Altyd nodig dat ons met hulle praat daaroor nie. Partykeer is dit net nodig dat ons bid vir daai persoon. Partykeer is dit net nodig dat ons vir daai persoon liefde gee. Die eerste punt, konstante negatiewe gesprekke oor 'n persoon of 'n situasie. Net soos met ons negatiewe situasie of die negatiewe invloed van 'n persoon of wat 'n persoon aan ons verkeerd gedoen het, so kan ons dit sien in ander mense se lewe wanneer hulle die hele tyd praat oor iemand wat hulle onreg gedoen het. Wat dit is, tweede punt, is 'n gebrek aan emosionele vrede. Tekens van voortdurende frustrasie, woede of neerslagtigheid. So iemand wat die hele tyd so afgebreek voel teenoor alles en almal om hulle, dui dalk onvergifnis hou. Die derde punt is verhoudingsprobleme, sukkel om gesonde, blywende verhoudings met ander te hê. Daar is niks wat eie aan ons is sover dit die wêreldse werk. Ons weet dit die woord van die Here sê, daar is geen versoeking wat net aan een persoon is gegee is nie. Die versoeking wat ons pad langs kom, is 'n algemene versoeking wat baie mense beïnvloed. Die vierde punt is bitterheid en 'n harde gesindheid. Die vyfde ede is 'n weiering om te bid vir of met sekere mense. So hulle vermy geestelike samewerking met spesifieke individue. So dit is ook 'n teken dat daar onvergifnis in hulle lewens is. Die sesde punt is die vermyding van 'n spesifieke persoon. Die sewende punt is, dit is moeilik vir hulle om liefde en vergifnis aan ander te betoon. Hulle is minder genadig teenoor ander se foute of tekortkominge. Die agste min twyfel aan die geregtigheid van God, of hulle sukkel om te glo dat God regverdig is en dat hy regverdig sal oordeel. Kan dalk ook 'n teken wees dat ons 'n onvergewensgesindheid dra teenoor iemand. Die laaste gedeelte vir vandag gaan ek noem 'n paar maniere wat ons ander kan help om oorgifnis te oorkom in hulle lewens. Dis nie altyd nodig dat ons met iemand praat daaroor nie. Dis nie altyd nodig dat ons vir iemand daaroor konfronteer nie. Partykeer is dit nie eens nodig dat ons met daai persoon praat nie, maar net dat ons vir daai persoon moet bid. Ons moet nie onsself veroordeel ook as ons onvergifnis in ons lewens dra nie. Dit begin by onsself. As ons wil vryheid hê en as ons vryheid wil hê vir ander, dan sal ons onsself en ander help om onvergifnis te oorkom. Die eerste een is moedig hulle aan om met God te praat. Ons gaan bid saam met die persoon. Ons gaan hulle herinner dat hulle ook in 'n gebedsverhouding met God moet loop. Filippense 4 vers 6 tot 7 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat al julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en sinne bewaar in Christus Jesus. So ons help iemand om vrede te kry as ons saam met hulle bid. Ons help iemand om in eenheid met Christus in te beweeg, in dankbaarheid in te beweeg. Help ons vir ander mense mee. Tweede een is, lei hulle na die woord. So wys vir hulle skrifgedeeltes oor vergifnis, soos byvoorbeeld Matteus 6 vers 14 tot 15 wat leer dat ons ander moet vergewe, sodat God ons ook
kan vergewe. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. So dit is hoekom dit so belangrik is, dat ons die geloof in die woord van die Here so opbou. Dit is waar ons wysheid kry, dit is waar ons leiding kry, dit is waar ons die antwoorde kry op baie dinge volgens ons Skepper se norm te kan funksioneer. En alleenlik as ons volgens sy norm, as ons volgens sy verordeninge wandel, kan ons waarlik die vrede bekom in ons lewens. Die derde punt is, luister met deernis. So gee vir hulle ruimte om hulle seer en emosies uit te druk sonder oordeel. As iemand praat oor ietsie wat hulle seer maak, moet ons hulle nie oordeel nie. Ek weet ons is altyd geneig om vinnige oplossing te soek, maar partykeer vat dit tyd om genesing te bring. Partykeer vat dit tyd om in vergifnis in te beweeg. So ons moet luister na ander en ons moet hulle nie oordeel vir dit wat hulle spreek nie, vir dit hoe hulle voel nie. Jakobus 1 vers 19 tot 20 sê, so dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid van God nie. Miskien gee die Here vir my iets om vir hom te gee. Partykeer is dit ook net nodig om stil te bly en dan daai wat die persoon met my gedeel het, na die Here te vat, vir die Here te vra, Here, help daai persoon om daai spesifieke negatiewe in sy lewe te oorkom. Die vierde punt is bied praktiese ondersteuning. So help hulle om positiewe stappe te neem, soos om versoening te soek, om te kyk hoe kan hulle spesifiek ietsie doen van hulle kant af. Romeine 12 vers 16 tot 18, wees eengesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, lewe in vrede met alle mense. Die vyfde punt is, herinner hulle aan Jesus se voorbeeld. Ons het dit ook gister gesien, toe ons gekyk het na wat ons kan doen in ons lewe om vergifnis te bewerk. Jesus het self aan die kruis gesterwe en ons geroep om dieselfde te doen. Net soos Jesus moet ons besef dat ander nie altyd bewus is van die ongeregtigheid wat hulle doen of die seermaak wat hulle veroorsaak het nie. In Lukas 23 vers 34 sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Dit is nie maklik om iemand te vergewe as hulle jou seer maak nie. Maar Jesus is vir ons die volmaakte voorbeeld. Hy wat geen sonde gedoen het nie, is heeltemal onregverdig behandel deur mense wat hom gehaat het, deur mense wat hom nie wou aanvaar het nie. So ons moet mense herinner aan Jesus se voorbeeld en vergewe, al maak hulle ons hoe seer. Soos ons vroeër gesien het, dit gaan nie om hulle te vergewe omdat ons goed praat dit wat hulle doen nie, maar dit gaan om vryheid te bring en om vir hulle dalk ook vergifnis te bring as ons vir hulle bid. Die 6de punt is, bemoedig 'n houding van dankbaarheid. Wanneer mense op God se seëninge fokus, is dit makliker om vry te wees van bitterheid. In 1 Tessalonisense 5 vers 18, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Jesus oor julle. So dit is die wil van die Here dat ons dankbaar moet wees. Hoekom? Want dit bring vrede. As ons dink aan die goeie, dan gee dit vir ons inspirasie om verder vorentoe in 'n positiewe gees te beweeg. Die laaste punt is om vir hulle 'n voorbeeld van vergifnis te wees, om self 'n leefstyl van vergifnis te leef, sodat hulle kan sien wat die nagevolg daarvan is as ons nie 'n wrok hou nie. Al wat ons op moet fokus aan ons kant is om te vergewe. Die vrug van daai vergifnis sal self sigbaar word vir ander. Ek hoef nie te worry om dit vir hulle te wys nie. Partykeer is dit nodig om te getuig oor dinge wat die Here doen, maar dit is nie altyd nodig nie. Die groot getuienis is ons eie lewe, is ons eie verhouding met ander, is ons eie uitkyk. Ons gebed vir vandag is, Here, help ons om vir ander te sien, te gewaar wanneer iemand in onvergifnis is. Help ons om hulle te help ons om self daai voorbeeld van vergifnis te wees. Help ons om 'n houding van dankbaarheid te wees. Help ons om altyd te onthou wat Jesus gedoen het. So gebed is dat dit goed gaan met almal. As daar enige behoefte is, bid ons, Here, help in daai behoefte van elke persoon wat luister vandag. Seën hulle en Here, beskerm ons elkeen. Help ons harte te beskerm, net soos wat ons nou saam met U werk om ons eie harte te beskerm, want U het gesê in U woord, die ding wat die meeste beskerm moet word, is juis ons hart.
Dit is die grootste ding wat ons moet verdedig, is ons hart, is om nie daai wrok te dra nie. Amen.